Welkom. Welkom. Nog een episode. Kom ons praat met MND. Zoals jullie al weet, Manuel Franklin van Heiner, zoals de nou al even mijn volle naam van wil gooien. Dat is ik, ook bekend als Manny. Het was voor de nou van Koester. Die Koesterkie, alle klompjes bij ons. Jekker was ja. Ja, dat zei hij. Vandaag zijn topic, ons gaat een beetje wegbeweeg van die muziek af. Van vandaag zijn topic. Ons gaan een beetje in die half, ik noem die system. Hoe is die system? Wat die system aan ons doen? Wat een matriekcertificaat wat kan je bereiken met een matriekcertificaat? En hoe die system ons basically, ik kan amper zeggen, die wat arm is gaan arm blijven en die wat rijk is gaan rijker raken. Ja. En dat is die probleem wat ons het. Als we kijken naar die unemployment in Zuid-Afrika is baie groot. Ons het nou onlangs, het ons gezien bij die, wat is die plek nou onder in die town? Ja, ons het daar gezien dat er duizenden mensen aangekomen staan wat ons nog unemployed is en is sensitief om het zo te zien dat het zo gaat. En vandaag gaan we ons een beetje in die helft en wat die system basically aan ons doen van dit is wat gebeurt op het einde van die dag als ik werk heb en ik word een zekere amount betaald. Ik word niet betaald zodat ik kan werken en opstaan en weer gaan werken. In het einde van die week of einde van die maand kan ik basically mijn bills afbetaal. Als ik kan ik hier en daar voor mijn cheat meal koop of een beetje hier KFC toe gaan of McDonald's toe gaan. Ik kan ook niet te veel vatten. Want er is nog bills dat moet betaald worden. En obviously die inflatie, alles raakt duurder. En ons een beetje in deel van dit en van dit is wat die system aan ons doen. En die platform dat onze ouders voor ons aan neergezet het. Na school, als je klaar maakt met school, je kan niet gaan studeren nie, want je kan niet wel gaan studeren en die broodblok is leeg. So als mijn kost in huis komt, mijn brood in huis komt, so obviously moet ons gaan werken. En dit veroorzaakt dat ons werk tot die eind van 60, 65. En dan krijg je maar een couple andere thuis uit en dan is het dat je kan je huis klaar aanbouwen of misschien je huis klaar betalen. En dan kan je basically retirement genieten. So als een beetje deel van dit en vandaag. Koester ik die platform voor jou. Hij was die intro, so wat is jouw opinie rondom al die dingen? Ja, kijk, daar is een baie sensitive ding, Kijk, ons begin om te sê dat in die wereld van die buiten, die alle matriekcertificaat die baie, unless jy nie mense ken nie. Dat is ja. Ik heb in een vorige video nog genoemd dat ik was fortunate enough om mensen te kennen of iemand te kennen aan een goede werksplek. En die persoon kon mij daarom zodoende het deel opmaken. Dat zo ik op de ouderdom van 19 gemaakt, dat jaar, zeg 18, 3 weken na results. Die 6e januari was de results en ik de 11e februari. En diezelfde jaar heb ik begonnen werken bij een baie goede company. En ik wil graag gaan studeren. Ik wil baie graag gaan studeren. Ik heb navorsing gedaan over mijn APS, hoe moet het wees, wat wil ik doen en ik wil het nu nog steeds doen. Maar dit was in zo'n geval dat die system, zoals mij dit noemt, dat gedrukt dat, ik heb in de vorige video genoemd dat mijn pa amper 16 jaar unemployed was, mijn pa was unemployed, mijn ma gewerkt bij een plek waar ze letterlijk niks gekregen heeft. Als ze haar transport en haar kleine schuldjes klaar betalen, dan is er niks voor. Als zij op een donderdag aan 6 o'clock gepakt, die vrijdagochtend 6 o'clock is zijn geld klaar. You understand? So, daar was hij opportunity niet, daar was hij. Ik kon niet zien, because obviously NSFAS is a ways in means, but ik kon niet toezien dat ik ga studeren, op campus blij, op residency blij, maar dat gaan scrams bij mijn ouders. So, dat is wat die system aan ons doet. Die system drijft ons om dan working class people te worden. You understand? En een groot probleem wat ik heb met die system is die schooling system. Ja, dat is een goede punt. Because, oh man, zeg voor mij, wat moet ik maken met kunst en cultuur? Oké, ik verstaan die wat tekenen en die wat. Maar het dan een special school dan voor hulle, a school of art. Het dan een special school voor hulle, because in graad 8 en 9 doen je 9 vakken. Wie kunst en cultuur en allerlei. Wat moet ik maken met kunst en cultuur? Wat moet ik doen met die? En even als ons boba ook gaat, ik het vakken gedaan wat ik gedinget gaan met baat in die leven. Oh man, wat moet ik maken met, wat is hij?
lewenswetenskap. Die kidneys. En ek wil mos nie 'n dokter geword het. So wat ek dink die system moet doen is dan dit sodoende opstel waar ek dink hulle doen dit in China. Ek wil genoem dat doen dit in China, ja. Waar jy kom en jy sê gaan jy worry engineering is my thing. En hulle push you to engineering from a very early age. En hulle doen dat jy prakties doen. Hulle gee jou nie net die teorie kant hulle dat jy prakties doen. En wanneer jy klaar is daar om jy gaan straight in 'n engineering job. Dis hoekom daai mense so fast can evolve. Daai mense het letterlik 'n robot vir elke ding. En dit werk en hy mense hoor happy hulle because hulle weet hulle ploeg in hulle kinders in hulle schooling system dit. So hulle gaan nie laat mense van buitekant ook af benefit nie. Hulle sal miskien die karre oorstuur en die klere ja. Maar hulle robots en hulle tegnologie is weinig dat hulle dit deel met ander mense en ek dink dat die hele wêreld moet so doende gaan. Because nou moet ek graad 8 of graad 1 tot 12 daai kuns en kultuur en daai goed doen wat mense gaan baat vorentoe nie. Verstaan jy, dan moet ek nog 4 jaar gaan spend om 'n ding te doen wat ek regtig wou doen. Maar daar wys hulle ook net die teorie. Jy leer net van dit. Jy het die physical experience van dit daar. Nou kom jy het graad 1 tot 12, jy die 4 jaar met die diploma, die graad. But dan kyk HR department jou CV en sien die man het 2-3 blaaie. Die eerste blaai personal information, tweede blaai sy achievements, derde blaai miskien sy graad of daai motivational letter. Daai man gaan sê nee, hier daar niks work experience. Hulle sit om een kant. So hoe kan ons maak dat ons verby daai ding kan gaan? Because vir ons wat van armoede afkom, is dit regtig baie moeilik om te gaan study, om iets te word, om vorentoe te gaan. Dit is baie moeilik. Ek sê nie dit is impossible, maar dit is baie moeilik. Want soos ek sê, jy kan nie hier by MMU rondwaal en daar is, maar jou maale weet nie, wat gaan hulle net toe eet. Jou ma moet gaan slaap, because sy is honger, sy kan nie die magkrampe staan van die honger nie. So, die system is gedesign om werkende mense te laat bly. En ryk mense ryker te maak, because nou millionaires en billionaires betaal nie so much tax soos ons tax betaal. Jy weet nie, jy moet geweet. Jy het vir ek sal die een keer hoe explain. Millionaires en billionaires betaal min tot niks tax. Min tot niks tax. Waar ons as werkende mense, bro, jy weet ons tax gelyk. Dan kom dit op 'n maand waar ons average geld kry, maar dat hy tax 3 tot 4 tot 5.000 op 'n maand. Vir tax, ouma. Dan as jy tax return kry, jy kry 'n stuk in return, maar is die nasie basis wat jy betaal oor daai jaar. Dit is waar, as waar. So, hoe kan ons die system dan verbeter? En gaan daar 'n change kom in die system? In Suid-Afrika veral, gaan daar 'n change kom in die system? Ek weet dit. En daai vraag gaan ek nog gooi na mense toe, wil hy moet graag daai incorporate. Wat dink hy gaan daar 'n change wees? En as daar 'n change moet wees, wat sal hy like om te sien dat dit moet change? Kyk nee, as jy baie diep in dit gaan kyk nee, dan gaan dit om eerlik met dit te wees, dan gaan dit racist klink. As jy diep in dit baie diep in dit gaan kyk rondom waarvan af ons gekom het van die wat se naam of die vlak waar ons mos nou die ken gedeel het met ander sien jy, soos ek wil dit nie noem nie, maar die wit mense ken nie daar, die swart mense kom, die swart mense ken nie by die kleringe kom nie, en allerlei kom dinge, ons het mos nou ons het mos die woord vir dit is mos nou apartheid sien, but as ons kyk na dit, en dan soos ek sê, as ek te diep gaan deel van dit, dan gaan dit klink asof ek 'n racist is, which I am not, but op die einde van die dag, as ek so luister na my ouers, want my ouers kan my meer vertel van die apartheid, ek weet, ek was mos nog nie aan nie, sien ek is gebore in 1993 jongen, en die apartheid het wanneer gestop, 92 ne, sê dit reg? Ek weet nie, en dan 92 het Mandela, was het Mandela? Of is het de Klerk? Mandela of de Klerk, ons ken nie so goed die history nie, maar ek dink was 92 of 91, julle moet maar reg maak in die comments, waar die apartheid moes nog geëindig het, om sê hier nee, ons kan almal meng met mekaar, sien, wat voor hy, het ons moes nog geweet, dat die ken nie met hy meng, en hy ken met hy meng nie, en soos ek genoem het, dat ek wil nie te diep in dit ingaan nie, van ek gaan racist klink, maar ek gaan bietjie wegbeweeg van dit af, ek wil nie in dit raak, ek gaan bietjie wegbeweeg van dit af, maar die vraag wat Koester my gevra het, dink ek dat daar 'n verandering kom, as ek terugdink aan
En ek is, soos ek gesê, ek is 93 gebore. En as jy 93, 94, 95 al daai jare gebore is, dan ken jy van Keiberoud. Jy ken van Keiberoud. Jy ken van Newton Park. En ek praat in die sin van, jy het vir jou CV's gemaak met jou Red Mountain sak of jou, wat is die ander een? Keramo. Red Mountain, jou Keramo, en jy 10 tot 15 CV's in jou sak. En jy loop by strate vir jou plat, Pickeringstraat, Mangostraat, ek ken hulle by die name. Jy loop hulle plat om jou CV's in te gee. En dan kry jy werk by 'n supermarket. En jy het net matriek. Want op die einde van die dag, soos my kollega genoem het, hy sê, hulle kyk na alles wat op jou CV is. Wat hulle sien is jy het die work experience. Ek weet nie waar moet jy work experience kry nie, van jy kom van matriek af. As jy skool klaar gemaak het, of jy net na skool, soos jy sê, miskien gaan study dit vir 3-4 jaar, sê vir my asseblief, waar moet ek work experience kry? Want wat jy vir my gaan sê is, ek moet work experience hê. Want in watse fase moet ek work experience hê? Want ek kry my CV in by 'n automotive company. Hulle sê ek need work experience. So waar gaan ek work experience kry? By 'n ander automotive company wat dieselfde ding vir my gaan sê, ek need work experience. So waar moet ek work experience kry? So ek gaan nou vir 'n werk gaan wat nie automotive is nie. Ek gaan nou Spar toe gaan of ek gaan Shoprite toe gaan. As jy automotive hy nie. Nou kom ek terug en sê ek het nou work experience. Ja, maar jy het work experience maar nie in 'n automotive company nie. So wat moet jy nou presies doen? Ek ken 'n vriend wat ek saam gewerk het. Hy het marketing gaan study. Hy het marketing gestudeer en gekep en alles. En ons het gaan werk as by 'n automotive company. En hy het hom CV vir hulle gegee en hulle het letterlik vir hom gesê, meneer, jy is overqualified. Ja. Ons kry hy gevalle. Jy is overqualified. Hulle wys vir hom letterlik op die komputer, die persoon het vir my kom sê, hoeveel hy supposes om te kry, en hulle wys vir hom wat hulle vir hom kan aanbied. En hy sê wat hulle vir hom kan aanbied, is 'n klap in die gesig. So wat moet ons dan nou doen nou, in so 'n geval? Want jy wys letterlik nou vir my, ek ken, maak 'n voorbeeld, R50,000 'n maand by. Dit is wat ek deserve. Maar jy sê vir my, ek kan jou net 15 gee. Wat gaan ek nou maak? Wat gaan studeer? Ek het 3, 4, 5 jaar van my lewe afgesloten. Opgeoffer na skool om te gaan studeer, sodat ek 'n beter toekoms vir myself en vir my familie sien. So, wat gebeur nou in so 'n geval? Moet ek maar nou die 15 maar nou vat? In die geval wat hulle vir my sê, ek moet eintlik 50 kry. En dit is wat ek voor gewerk het, gestudeer het. Ek het gestudeer om 50 te kry. Ek het nie gestudeer om 15 te kry nie. So, ek nou, wat nou, my ma en my pa werk by die huisie. Ek gaan nou 15 maar nou vat nou. En ek gaan nou 'n werk doen wat ek nie voorgestel het. Hulle gaan my nie nou in 'n marketing position in sit nie. Jy gaan nou 'n operator op die lyn is of 'n team leader of 'n supervisor, whatever. Maar die posisie wat jy moet in is, gaan jy nie kry nie. En dit is die probleem wat ons het met die system. Want op die einde van die dag, ons kan nie sê dat jy need work experience, jy need die en jy need hy. Maar wanneer jy dit het, dan moet jy hoor, jy is ge-overqualified. Of jy te veel kwalifikasies, jy ken nie, ons kan nie vir hy rate gee, ons kan nie vir die gee en hy gee nie. So, wat moet ons precies dan nou eindelijk dan nou doen nou? Want op die einde van die dag, ons moet teruggaan na onze ouers toe, onze huise toe. En vir hulle dan, wat is ek nou by jou werk kom en een werk sê van my, ek kan jou 50, jy suppose om 50 te kry, wat ek jou net 15 gee. Ek het huis toe gaan en vir my ma sê, ek het 9 gesê vir hulle, so kan jy 15. Die ma gaan my wag uitskiet. Wag gaan sy my uitskiet, dan gaan sy my uitsit. Hoe kyk, 15,000 'n maand is beter as niks. Want die huis gaan daar niks aan nie. Dit is wat jou ouers vir jou gaan sê. Sien, en dit is wat die system ons indruk. Want wat nou gaan gebeur, jy weet vir 'n feit nou, want jy weet as mense wat jy ken wat degrees het. Degrees het. Maar hulle werke sê nie wat hulle eintlik doen nie, want die werk wat hy doen het niks te doen met die degree nie. Niks. Hy moet as 'n cap in whatever in. Maar hy kry nie hy werk nie. So wat moet ons dan nou doen? Wat presies moet ons dan doen? Dis hoekom ons strate lyk soos dit lyk. Dis hoekom ons gemeenskap lyk soos dit lyk. Is weens die gevalle. Want wat nou gaan gebeur, as ek nie 'n werk gaan kry nie, wat gaan ek nou maak om te sorg vir my ma en my pa, dat ek miskien nog 'n kind te kon decide? Wat gaan ek nou maak? Ek gaan nou moet hustle. En hustle is hoe? Ek moet nou in die drugs ingaan, ek moet nou verkeerde dinge doen, sodat ek at least iets kan kry om vir my ma huis toe te bring, vir my pa huis toe te bring, vir my kind huis toe te bring.
En dit is waar die probleem lê. En dit is wat die system ons druk. Jy moet nie dink dat die Here straf jou of alle klomp dinge nie. Is die system. Dit is so gecreate vir ons om die ghetto, as jy in die ghetto is, jy gaan bly in die ghetto, dan sê jy nie jouself waar sit om te sê, okay, ek wil wegbeweeg van die situasie af. En dan kan die mense hoe sien is, okay, nee, dis 'n ordentlike persoon. Ek ken hom 'n kans gee in die lewe. Maar sodra jy soos ek sê, maak 'n voorbeeld, dis 'n gangster of jy doen drugs en klomp goede en jy's goed in teken of jy's 'n goeie artist of whatever. Hulle gaan nie die platform gee nie van hulle weet nie, man. Alhoewel jy die talent het, wat jou background. Ja. Lyk jy mooi nie. So jy moet letterlik 'n vinger op die lip, jy onthou mens hy op die skool. Jy moet vinger op die lip wees in die ghetto in, sodat mense jou kan sien om te sê okay, jy kan uit die ghetto uitkom. Van die system gaan jy uit die ghetto uithaal. Nie jy self nie. Die system doen dit. Sien, so dit is wat ek dink. Ek dink nie dat dit ooit gaan verander nie. Ek dink dit raak eintlik worse. Dit raak worse. Want soos die jare aangaan, kan jy sien nou en dan gaan jy iemand kry en ons gaan dit nie fair maak nie. As baie weinig waar jy iemand fair. Evens as jy kyk na die sport ook evens. As baie manne wat uit die ghetto uitkom, as hulle by sport kom, maar hulle kom nie fair nie. Hulle gaan tot 'n sekere level kom. Hulle gaan nie verder as hy kom nie, van hulle gaan kyk na jou background. Nee man, die man se background is nie goed nie. Sien so, dit is maar my opinie. Ek dink nie dat dit gaan ooit verander nie. En as hartseer om te dink aan dit, want ek dink regtig die system hou ons waar ons is. As die system ons hou waar ons is. Ja, baie strong points, ja. En is waar, die system hou ons regtig waar ons is. You understand? Unless jy nou nie die willpower het om te vir jouself te kan sê, nee, ek wil uit die ding uitkom. You understand? Soos baie van wat my ken weet, ek kom uit die ghetto uit. Calvin, Katanga, soos mense om ken. En ek het altyd vir myself gesê, ek het groot geworden, ek het uitgetrek, maar situasie en omstandighede het ons geforseer om weer terug te gaan. En ek was baie tyding gegee om te sê, hoor jy gaan nie uitkom nie. Hierso, verkoop die. Hierso, maak hyne seer. Hierso, roof hyne. Die opportunities was daar gewees. Ek sal nie sê opportunities, die slegte influence, ek ken dit opportunities noem, die slegte influence was daar gewees. En by the grace of our Father het ek eerder geval nie. Ek het getraai, maar ek het vinnig kort besef dat die lewe is nie vir my nie. Because jy moet oor jou skouer kyk om 'n loaf brood te gaan koop. Hoe kan jy oor jou skouer kyk en 'n draffie vat om 'n loaf brood te gaan koop because as jou enemies jou nou kry is steeds klaar. Hoe kan 'n mens so lewe? Ek het vir myself letterlik gesê, jy moet net uitkom en dis waar my wilskrag gekom het van because ek ken nie elke dag aan brood koop en oor my skouer ou man, nooit. As jou mense jou stuur, jy raak eintlik geworry. Ek ken ons iemand anders stuur because jy weet Hy man jou kry buite. As hy man jou kry buite is weg. Jy loop en sing gospel op pad winkel toe. Jy soek die vader uit van jy weet jy gaan jou meet nou nie ons lag, maar dit is die reality van dit. Dit is die reality van dit. Ek ken baie manne wat ek saam op skool gewees het. Wat jy sien as jy die man sien, sal jy sien ook nee man. Die lifestyle is nie vir hom nie. Maar omdat die system hom maar ingedruk het. En hy man daar ingegaan en hy die stroom gevolg en onskuldig sy lewe verloor at the time toe dit nie verwag het nie. Letterlik die aand van 'n paar aande na ons matriek afskeid. Onskuldig, gesit met vriende, iets gaan koop om te drink. En een van sy vriende het sy kameraad tip opgegee, ek weet nie, ek kan nie vir jou sê nie, maar op hy tyd was hy sy enemies ook unfortunately gewees en hy het sy lewe tragies verloor. Jong man, 19-20 jaar oud. Vars in matriek, braai toekoms voor hom, lewe verloor. So, hoe kan 'n mens wil so lewe, but die system druk jou aan, because ek voel, dat die man het gevoel dat dalkie baie opportunities is nie. En dit all boils down to, jy het 'n matriek certificate, wiskunde, natskei, jy het maklik gaan studie of jy het maklik 'n course gedoen, maar dan sê hy maar vir jou need work experience. Soos ek iemand gesê het, dan gaan jy nie kry work experience, dan sê jy vir my, braai, is my CV, ek ken weer. Ja, my references daar. Dan sê man, ja, maar jy dan die Shoprite gewerk. No shame to die mense in Shoprite. Ons love wat julle doen. Julle is benodig. Maar dan sê hy man, ja, maar jy dan die Shoprite gewerk. Ek meen, die is in 'n motor-industrie. Wat weet jy van karre maak dat jy dan rakke gepak het? En ons moet try om ding te change. Ek weet ook jy sal dit ooit change. Ek weet ook jy sal dit ooit change. Ek weet ook jy sal dit ooit change. But ons moet at least try.
Ons moet in feite ons straal vir generaties. Ons straal vir generaties. Let ons nooit voel ourselves. Ons straal vir generaties. En dit kom net die reg so. Jy as persoon moet duiding binne in jouself vind en soek om te sê dat jy hier wil ek uitkom. Hier wil ek uitkom. En ek dink as jy met die vlam binne in jou loop, ek dink dan sodoende gaan jy die wilskrag kry om uit te kom en eventually te gaan uitmaak. Ja, is moeilik, koester man, ons het genoeg experience in die lewe. Ons sê nie ons is beter as julle, of ons is groter, of ons is ouer of so aan nie, but ons almal het maar om nodige experience nodig in die lewe, en ons het al deur die dinge gegaan al, en ons is al deur companies, en ons weet hoe dit werk, en ongelukkig is dit maar nou net soos dit is, en ek glo soos koester gesê het, ons weet nie, of ons glo nie, dit gaan Excel ooit verander, want dit is maar net hoe dit is hoe die system is, die system kom altyd vir 'n lang tyd, ek noem dit maar hoe die system van, dit is wat ons word basically gebrainwas, wat koester net toe genoem, op school, wat moet ek maak met ILO, wat moet ek maak met hy, en het genoem, as jy kyk na China, hy mense van kleins af, as jy wil engineering doen, hulle gaan jou in hy klas sit, waar jy net engineering voor gaan leer vir 12 jaar, of vir 10 jaar, of whatever jaar, hulle dit doen, en dit is wat belangrik is vir ons, dit is wat ons moet doen, sien, but ek weet nie, is ons onderwysers nie advanced genoeg nie, of wat is dit nie, of, want as China dit kan doen, ek bedoel, ons kan dit ook moes doen. Ja. Ons kan nie sê dat China is ook, hulle is bietjie meer intelligent. Maar dit is purely because whole schooling system is design. Die mense doen dit van toeke se dae. As nie vandag en gister wat hulle daai moet doen nie. Ja, sien so, dit is so, hulle moes nog gedesign word van, en hulle is hardwerkende mense op die einde van die dag, ek kan maar nog wat praat van hulle. Hulle is hardwerkende mense. En die beste goede, die meeste companies hier wat ons van weet is Japanese of Chinese. As oorsee is German of is Duits. As sien, Suid-Afrika doen dit nie eintlik regtig nie. Sien, jy gaan hier jou local goedjies hier en daar kry. Ek dink sien, ja, die quantum die quantum, ja. Sien, maar jy word ook maar net gebruik om tekst te sorry. Maar as ons nou kyk na groot companies, like jou GM's en jou Volkswagens en jou Toyotas en hy is oorsee. En dit is waar ons meer van ons werkskeppings vanaf kom. Baie van ons werk by hy plekke. En 'n fun fact. Dis hoekom meeste van ons geleerde Suid-Afrikaners nou oorgaan. En om terug te kom na die vorige video toe, dis hoe al kan perform in Australië, New Zealand, Dubai, Duitsland. Dis hoe, because daar is baie Suid-Afrikaners daar, because die system as jy soos die systems op die oor sit, like, as jy geleerd is en die mense sien, hoor jy is qualified enough, al het jy nie die nodige practical experience, die mense sien, hoor jy te graad, en jy iets wat hulle gaan baat, dan gaan hulle jou vat. As waar? Like, ek ken 'n paar keer, Joshua en Auntie Charlene, oom Joshua, sorry, en Auntie Charlene, wat van die Kaap afkom, en sy die vrou, het eindelijk apply om te gaan onderwys, in Dubai, in Doha of Qatar, sorry, en sy het die job gekry. Sy was eerst Japan toe, as ek dit reg het sy apply, en hulle het reg gekom, maar hulle besluit dat hulle wat dit was nie vir hulle nie, en sy het Qatar toe apply, en sodoende reg gekom. So dis hoekom ons mense ander plekke toe hardloop, because die system sê vir ons, al het jy gaan, hulle sê vir ons, ja, jy moet gaan studeer na skool. Nou studeer jy, ja, maar jy moet gaan werk na jy studeer, dus daarvoor jy, like, hoe werk het? En in ander plekke werk het nie so nie. Dis waar. Dis hoekom ons mense hier oor hardloop en daar gaan werk so, because die system en die opportunities hier is baie poor. Dis waar, en is meer opportunities in hy kan van my kleinkind is letterlik in Cambodia, hy teach Engels in Cambodia. Sien, dit is in 'n plek wat hulle nie Engels praat, ek dink is naby, is iewers in Thailand, dis 'n eiland naby Thailand, waarin as ek weet die aardbewings en die slange en die slakke wat hulle eet, daar is bietjie vital. Sien, aardbewing, die slaams kan jy sien, but hy het opportunity gesien, want hy het gewerk in die baie, sien, but die opportunity was nie groot genoeg vir hom gewees, en die opportunity geval, hy is getroud nou vandag,
en het hy 'n dogter, 'n seentjie van dogtertjie en dis 'n seentjie van dogtertjie. Sien, maar hy bly in Cambodia en hy het self gesê hy sal nooit terugkom Suid-Afrika toe nie. Hy geniet dit daar. En my suster het een keer vir my gaan mention events dat toe sy by airport gekom het, ek weet nie of die airport in Thailand of die airport in Cambodia nie. Sy sê as letterlik 'n tuin in die airport. Ja. Like in 'n tuin. Nie 'n tuintjie hier in jou jaar agter in jou jaar nie. Sy praat van 'n groot tuin. Like in bome. Ek praat van bome, mense, bome, plante binne in die airport. En ons weet, ons het baie countless conversations gehad oor dit. Okay, nou nie op die podcast, maar ons weet hoe lyk lande buite as dit kom by die netheid en die skoonheid en die goede. En dit is waarvan wat kom van as jy imagine dit as 'n tuin of 'n kom as jy 'n tuin ja, binne 'n airport. Hoe netjies is hy airport net. Yeah. Hoe skoon moet 'n airport net wees? Imagine as in Suid-Afrika. Imagine nou net as dit in Suid-Afrika moet wees. Ja, ou man, hy kom van nou as blikkies en eentjies stompies. Hy moet laat 'n check op in die airport. Maar as lande. Hy was nie gewoon, hy was as As onze mensen, I love it. En lopen lekker mensen. Je gaat gewoon genoeg krijgen als het daar kan. En als je net laat. En als je laat, maar dit is wat gebeurt. Zien, en dit is wat ons van praat. Hoe leg je opportunities aan over ons? Want ons moet ook kijken naar onze generatie wat ons nou komt. Ons kijken naar onze kinders. Ons moet die platform voor hulle maak. Want baie keer sê onze ouers vir ons dat ja, ons het deur die struggle gegaan vir julle. So wat ons vandag deur gaan, ek en Denhoven wat ons deur gaan, maak ons mos nog obviously die platform beter vir ons kinders. Sien, as hulle besluit om te gaan studeer en so aan, dan kan ons wel die platform aan neersit om te sê okay, as jou vakke neem, want ons was nie te goed te geleer nie. As jy in graad 10 kom, dan kan jy jou vakke kies. Ons het enige ding gekies. Ja, dit het verby gegaan. Jy gaan dit vakke kies en jy gaan met dit aan. En wat hy jy kook, jy doen enige ding. Jy wil net afhoor. Jy wil net verbykom, jy wil slaag en aangaan met jou. Want as jy nou kyk, as jy die platform gehad het, as jou ouers voor gesê het, jy wat wil jy studeer wanneer jy klaar is met skool? Okay, right, ek wil 'n dokter raak. Okay, right, dis jou vakke wat jy dan moet kies. Maar onthou, as jy wil na skool gaan studeer en jy het nie hy vakke nie, dan moet jy nou eers hy vakke gaan doen. Bridging course wat hulle sien. En die mense nou jy het geletterdheid gedoen op skool en nou wil jy 'n dokter raak. 'n Dokter moet natskien skoon wiskunde. Ou man, jy weet niks van X en Y en hy klomp goede nie. 1 + 1 is 2 by jou. Maar as jy in hy klas van 1 + 1 is X, bro, jy weet nie waar nou kom X. Jy weet nie waar nou kom X. 1 + 1 is X, bro. Sien jy, en jy moet net X skryf, jy moet uitwerk. Hoekom jy by die X? 1 + 1 is 2. Die wiskunde is 1 punt. En wiskunde gaan dit. Skoon wiskunde, 1 + 1 gelyk aan is 5 punte. So jy moet uitwerk hoekom jy X. Sien, so ons moet hy platforms hê om te sê right, as jy klaar is met skool, wat wil jy wees? Wat wil jy word? In watter rigting wil jy gaan studie? As ons kyk na musicians en soos hy miskien wil jy miskien musiek doen. Okay, kom ons help ons kinders in hy rigting en jy wil musiek doen. Right, ek het die kapitaal, ek kan jy koop en vir jou koop. Of jy wil tennis speel, jy wil sport speel, jy wil whatever jy wil doen. Ons moet die platform vir ons kinders raas. Ons ouers het nie die luxury gehad vir dit want hulle kom met 'n different lifestyle. Dit was moeilik vir hulle gewees om baie van ons ouers wat soos weet het nie skool nie of het miskien moes vroeg uit skool gegaan het om te gaan werk. Sien, which we can understand. Ons het daarom die luxury gekry om skool klaar te maak en te gaan studeer. So ons het meer as hulle gedoen. So vir ons generasie wat ons nou na ons kom, ons geslag wat na ons kom, moet ons 'n platform maak en sit en sê kyk as jy graad 8 toe gaan, vra jou kind sit daar neer of sit hom neer, wat wil jy word wanneer jy klaar is met skool? Ook right, my pa wil doen, ek is goed in dit. Nou kom ons werk die 5 jaar uit na hy ding toe. Yes. Sien, sodat ons kan weet dit lazy platform. Ek dink dit is waar ons die verskil dan kan maak. Ja, sien, want die system self kan ons nie verander, maar ons as ouers kan ons se kinders se system hier verander. Ja. Tel hy so goed jy na hierdie. Het gaan ook praat 'n bietjie te lank oor dit, maar om af te sluit met die daai is 'n brilliant een en ek dink ons het al die geselskap gehad. Ek en hy persoonlik of waar ons sê dat ons gaan ons kinders vra en inploeg in dit wat hulle wil doen because
Oh man, die tijd, joh. Ouders doen niet gevraagd, want die ouders gezegd, wanneer maak ik ook nog? Hoeveel jaar moet je nog? Hoeveel jaar nog? Maar je nog gaat 10 jaar, nog 2 jaar moet gaan werken. Verstaan je? Zo ouders met onze kunnen dan vatten en zeggen, wat wil je doen? En het gaat niet noodwendig als hij kan gaan zeggen, hoor, ik wil een architect, een lawyer. Als hij kan zeggen, ja, dan kan je, ik als kwaai een acting, ik doe aardklassen bij de school waar ons nou dan performances opzet voor de rest van de school en whatever. En ik voel gemakkelijk dingen, ik voel dingen gemaakt voor mij. Dan moet onze haar opklimmen, ook in de rij. Actingklasse, dat en whatever the case may be. Moet onze kinderen daar aan druk worden wanneer hulle klaar van de school. Ik heb dan zodoende genoeg, hoe kan ik zeggen, zo genoeg practice opgedaan. Dat hulle dan kan either gaan beginnen audition of hulle kan verder gaan een kunstschool nadat. You understand? En ons moet zeker maken dat ons kan voor onze kinderen provide om duiding te doen. You understand? Zoals ik altijd voor me zeg, ik zeg het altijd gereeld. Ons het nou die opportunity om een duiding eerst bij elkaar te maken. You understand? Ons het nou die opportunity terwijl ons vars is en nog liggen onze longen heeft om duiding eerst bij elkaar te maken. So wanneer onze kinderen daar voorkomen, klaar is met school en we gaan staan, dan kan ons zeggen, hier zo mijn kind. Van die toezien wat jullie gebeuren, zo doen duiding. Ja. Ons moet niet onze kinderen in de blik drukken, zoals ons in de blik gedrukt was om te zeggen, hoor, ja, zie broodie. Je kan niet nog aan dansen, nou, wat dansen? Je weet zo, je moet gaan werken. Zie broodie. You understand, so. En ik denk dat is bijna belangrijk om te zeggen dat dit is hoe ons die systeem gaan change. Mensen van onze kant af liefde, follow ons, like die page, communicate met ons, als ons nonsens gepraat hebben, als ons iets misinformation, zeg dat daar ons zoek naar die engagement. Zeg dat daar ons zoek naar die engagement. Als Albert ons zoekt, comment, like, share die ding als je dat like. Ja, als Albert ons wil lezen, zodat, zoals ik altijd zeg, als jullie met ons kunnen engageren, onze platform groter maken, ons dan zodoende onze platform deel met die wat die platform kan creëren of wat een groter platform zoekt, dan zodoende kunnen we elkaar helpen. So, love en liefde, mensen. Oké. Als het weet wie het is, kom ons praten met MD. Dank je.